Geliefdes, ja, goeiemiddag, wat 'n voorreg is dit om u te groet op hierdie pragtige dag van Dinsdag. Ja, dis inderdaad 'n voorreg om u te groet en bietjie saam u te vergader in u gerief van die huis, in die gerief van die werk, waar u ook al besig is dit my voorreg om u te groet in daardie pragtige naam, die naam wat gegee is in die hemel en so ook op die aarde, voor wie elke knie sal moet buig en elke tong bely dat hy die Christus is. Niks sit inderdaad sonder sy magtiging en toestemming bestaan nie. Bybel sê in Genesis dat hy die aarde gemaak en alles wat daarin is. Amen. En die mooiheid van hierdie skepping is, hy het dit gespreek en dit was so. Elke keer wanneer dit die dag verby was, het hy gesê dit was nag en dit was dag. So wat ek vir u wil sê, my liewe vriend, is dat Christus Jesus, amen, hy is inderdaad die begin en hy is die einde. Amen. Halleluja. Ons moet nie confused word, verwar word deur verskeie winde en stemmetjies nie. Nee, ons moet weet wie Christus is en wie jy in Christus is. As jy nie in verhouding met God is, jy sal 'n mens God het nie. Verskoon, sal 'n mens verstaan as jy gehoor gee aan al hierdie stemmetjies. Maar wanneer jy in verhouding met God staan, kan jy met sekerheid sê, ek weet wie ek is in Christus. Jesus sê, hulle wie hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. Paulus sê, ek is nou 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die ou dinge het verby gegaan en kyk, alles het nuut geword. So jy moet weet wie jy is in Christus. Daar is te veel stemme wat ons van Christus, van God, ons skepper af wegroep of wegrokkel. Ons moet weet wie ons is in Christus. Dan sal ons nie so maklik val vir die triks en die toertjies en die goedjies wat die vyand voor jou bring nie. Nee, as jy Christus ken, amen, weet jy wie hy is. Hy is wie hy sê hy is. Amen. Hierdie jaar is 'n baie interessante jaar. Ek glo so God se genade sal en krag sal nog daaroor my wees om 'n sekere goed in hierdie jaar te doen. Amen. Ek hou nooit van vooruit praat nie. Ek hou daarvan wanneer die daad uitgeoefen of uitgevoer is, om dan my stywer in die emmer te gooi. Maar hierdie jaar is 'n interessante jaar, beginnend met hierdie naweek. Ek is afwagtend vir gaste, met mense wie graag met my wil praat oor die evangelie. En wanneer jy in die office staan, in die apostolic office, dan is dit wat jy weet, hulle wie na jou raad en insig soek, is dit wat op die einde van die dag deurgegee moet word en sou word. Amen. So hierdie naweek is dit 'n interessante naweek en ek is afwagtend op 2 Jehovah's Witnesses wat wil kom gesels
en hulle storie ook aan my wil vertel. Amen. Maar ek weet alreeds hoe hierdie gesprek op die einde van die dag gaan uitloop, because they are very stuck to their teachings, and they don't easily move from there. Amen. And so I am also stuck to what I've learned, not from men or from anyone else, but from God. Amen. His word is enough for me. I don't need books. I don't need somebody's ideologies. I don't need to read somebody's testimonies. No, I just follow the order of God's word. Amen. En so ja, dit gaan interessant wees. Die vorige discussie wat ek met hulle gehad het, was baie kort gewees. Het ons op 'n goeie noot en goeie voet van mekaar af weg, want ons het dus verstaan ook waaroor die Here moes kom. Amen. Want rondom hierdie aspekte is daar sekere goed wat hulle nie mee saamstem nie, which I'm going to explain to them. Amen. En dan is die bal maar weer in hulle baan. Want jy sien, my purpose in life in this earth is not to convince you. Amen. My purpose is to tell you about Jesus. Amen. En die Heilige Gees kan jou oortuig van jou verkeerde weg. Amen. Ek kan jou nie oortuig nie. Die Heilige Gees kan jou oortuig as jy in 'n verkeerde baan of op 'n verkeerde pad is. Amen. Die Here gee ons altyd krag om jou keuses wat jy graag wil uitoefen, om dit uit te oefen. Dit gaan van jou afhang wat jy daarmee doen. So the Jehovah's Witnesses does not really see God as see Jesus as God, because they believe that Jesus is the first creation of God. So they don't believe Adam was the first creation. They believe Jesus was the first creation. Amen. And to answer that is very, very, very simple. John 1 verses 1. En ek lees in die Afrikaanse vertaling, en is baie belangrik om dit te verstaan. In die Afrikaans lees dit baie eenvoudig, wie Jesus in die raamwerk van God eintlik speel. Amen. Hoe pas die puzzles in mekaar? Want baie sukkel met hierdie storie. Hoe kan God hier wees in die aarde gewees het en hy is ook in die hemel? Hoe kan hy op twee plekke terselfde tyd wees? So dit lees soos volg: in die begin was die woord daar. Amen. En ons gaan later, gaan ek weer uitwys wie sê Jesus, wie is die woord. Amen. En die woord was by God. Amen. Daar kry ons al reeds die eerste klou. Die woord was by God. En die woord was self God. Amen. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja nee, 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. En hom was daar lewe. Amen. En die lewe was die lig vir die wêreld. Dit is 'n eenvoudige taal. Hoe mens dit nie kan verstaan nie, is van die oog lopend. Want
as hy in die begin by God was, toe God sê in sy heiligdom, toe hy praat oor die creation, toe sê, laat ons mens maak. Dis die eerste keer, voordat hy oor die mens gepraat het, het hy woorde gespreek en die berge was daar, die bome was daar, die plante was daar, die diere was daar, die see was daar, die aarde was daar, die see was daar. Jy weet, alles was op sy strategiese plek gesit. Amen. Deur middel van 'n woord. Maar toe hy die mens maak, sê met in sy heiligdom, en hy praat hier saam met die woord wie Jesus is, en hy praat met die Heilige Gees, die drie eenheid. En hy sê, laat ons mens maak. Amen. As u my nie glo nie, kom ons lees dit. Ons lees dit. Eerder dat u dit ook kan hoor, miskien het u dit ook nog nie gelees nie. Kom ons lees dit hier in Genesis. Amen. Because we get so easily confused with how things fall in place. Amen. Die tweede hoofstuk, die 26ste vers, en dit voordat het hy nou eers alles gemaak en alles gespreek in plek. Amen. Alles was gespreek en dit was daar. Amen. Maar in die 26ste hoofstuk kom hy en hy sê die volgende, toe het God gesê, dis die 26ste vers, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Amen. Is dit wonderlik om dit te hoor. Amen. Hier praat hy met die drie eenheid. Hoe pas hulle in mekaar, geliefdes? Amen. God is in die hemel, hy is op die aarde, hy is oral. Amen. Halleluja. Onthou in die begin, voordat Jesus kom, was daar gebruik gemaak van in die aarde van konings, rigters, daar was gebruik gemaak van profete, en nie een van hulle kon die verwagting wat God graag in die aarde wou hê, kon hulle beantwoord nie. Amen. Yes, daar was seker goed wat hulle goed bygehou het, die feit dat hulle tereggehou met wat God se plan eintlik was, amen, vir die mens, het baie van die manne, konings en profete, hulle het hulle tereggehou met dit, amen, en daarvoor het God hulle geseën. Maar hy moes 'n plan uitdink. Amen. Toe hy sien dat al hierdie goed, elke keer val Israel terug, elke keer val die volk terug, en elke keer gaan hulle in ballingskap. En hy moes, jy weet, iets in plek sit. En hy kom by die profeet Jesaja. Jesaja profeteer wat sou kom. So plus minus 700 jaar voor Jesus se geboorte. En hy profeteer hierdie volgende. Kom ons lees. Prys die naam van die Here. Kom ons lees, ek dink is in Jesaja 9. Ons pause hou, ons moet nie laat enige gees of enige windjie of enige, jy weet, persoon ons van die waarheid af weg neem nie. Ja, Jesaja 9 vanaf vers, kom ons lees vers 5. Vir ons is 'n seun gebore. Onthou, Jesus was nog gebore hierdie tyd nie. En Jesaja praat in 700 jaar voor die geboorte van Jesus, praat hy amper asof Jesus daar is. Hy sê, vir ons is in die teenwoordige tyd 'n seun gebore.
Aan ons is 'n seun gegee. Hy is of hy sal heers en hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. Amen. Kan ek dit weer oorlees? En ek wil hê u moet die konteks van die skrif moet u na luister. Jesaja skryf hierdie teks 700 jaar voor die geboorte van Jesus en hy praat asof Jesus hier is 700 jaar voordat Jesus kom. Hy sê vir ons is 'n seun gegee en ons aan ons is 'n seun gebore, of vir ons is 'n seun gebore, laat ek die ding reg kry. En aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, my liewe vriende, en hy sal genoem word. Hoor wie hy is? Wonderbaar, raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hoor wat sê hy volgende. Hy sê sy heerskappy sal uitbrei of sal heers en hy sal vir altyd, luister, vir altyd sal hy vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor, my liewe vriende, geliefdes, sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Amen. So met ander woorde, 700 jaar voor sy koms profeteer Jesaja. Maar in dieselfde teks of in dieselfde boek profeteer Jesaja ook die volgende. Kom ons lees. Jesaja ons lees Jesaja want baie keer raak ons so confused met waarom Jesus moes kom en hoekom hy sou kom. Hoor gou. Jesaja skryf baie, hy is die ou wat die koms van die Here akkuraat akkuraat geprofeteer het oor die koms van die Here. Hoor wat sê hier in die 9de hoofstuk. Amen. Hy sê
Hy sê, vir ons is 'n seun gebore en aan ons is 'n seun gegee. En hy sal heers en hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, ewige Vader, vredevols, sterke God. Dit is wat Jesaja profeteer. Maar dan hy sê die volgende, julle sal hom Immanuel noem, want dit is God met ons. Dit is Jesaja wat hierdie profeteer. En ons hoef nie confused te word met hoekom Jesus gekom het nie. Daar was so baie goed waaroor Jesus moes kom. Jesus word gebore 700 jaar na die profesie. En selfs met Jesus geboorte gebeur daar ongeruimdhede, want Herodes voel nou, daar kan nie nog 'n koning gebore word en hy gee opdrag dat elke seun vanaf die ouderdom en jonger, van 2 jaar en jonger, moes dan doodgemaak word. Met ander woorde, daar was baie hartseer ook gewees gedurende daardie tyd. Maar God in sy grootheid, jy weet, wie die mens ken, wie die mens gedagtes van weet, hy weet wanneer jy bedrog wil pleeg, hy weet presies wanneer jy skade wil berokken, hy weet presies wanneer jy iets goeds wil doen. Die Here ken ons, want hy het ons gemaak, amen, en hy sien Herodes se plan, en hy sê vir Josef en Maria, luister, jy vat hierdie kind, gaan na Egipte toe, en bly daar. En toe Herodes die opdrag gee, luister, jy maak dood. Toe is Jesus alreeds in Egipte. Met ander woorde, die God se plan was in plek. Amen. Niemand kan ooit God se plan stop nie. Soos wat ek gaan sê, en ek wil hê jy moet hierdie ding baie fyn luister. Niemand kan jou seën op jou lewe stop nie. Al vertel jy dit vir wie. Ek het al gehoor, mense sê, nee, maar moenie jou goed vertel nie, moenie dit vertel nie, moenie dat vertel nie. Luister, as God vir jou lewe ken, Jeremia 29 vers 11 sê, hy weet watter planne hy aangaande ons koester. Hy weet presies wat hy met ons lewe beplan. Amen. Whether jy het nou vir wie vertel, en whether jy nou vir wie terug, God ken presies wat hy vir jou lewe beplan. Sy tyd is nie ons tyd nie. Sy gedagte is nie ons gedagte nie. Dis waarom het so belangrik is om geduldig, om hy vrug van die Gees in jou liggaam, in jou menswees in te boesem, sodat jy nie uit konteks en hardloop en God probeer aanjaag vir jou agenda nie. Nee. You need to understand this, and this is a very clear message for those who think that they can maneuver God the way they want to maneuver Him. There's no person in this earth that can maneuver God. Amen. You cannot change His mind. You cannot manipulate Him. He is God and He knows exactly what His plans is for you. Amen. So we need to understand. Ons moet net in die raamwerk van God se woord kom en lees en verstaan dat die Here is God. Hy kan doen wat geen mens kan doen. En nou vra mense, maar hoe is dit dat Jesus gekom het, kom hy as die seun? Dit is Jehovah Witnesses glo dit so. Jesus kan nooit God wees nie. Hy was 'n affiliaat van God. Wat beteken God het hom klaar in die hemel geskape. Amen. So hy was die eerste vervaardiging van God gewees. Hy was die eerste creation van die Here. Volgens Jehovah Witnesses. Hulle glo ook die volgende, dat die Here is nie in dieselfde kategorie van God nie. Amen. En ons het ons nog gelees in Johannes 1 vers 1, wie hy is. Hy was in die begin by God.
dan volg die volgende sin en sê, hy was God. Amen. Ons kan dit nie duideliker kry as daai nie. Ons kan dit nie duideliker kry nie. In die eerste instansie beskryf die woord hom as 2 persone. Want hy sê, die skrif sê, in die begin was die woord by God. Amen. Wat vir jou die indikasie gee, dat God en die woord is 2 persone. Okay. Maar die volgende sin, kom hier en hy bring die 2 by mekaar en sê, hy was, die woord was God. Oh, dat kan confusing raak, mense, but we need to keep our pulse. Nou sê die Here verder in die teks, hy het tussen ons kom woon. Amen. Amen. Die lied sê, he came from heaven to earth. Jesus soek 'n God soek 'n, kom ek sê dit so, God soek 'n geskikte mens, deur wie hy sy seun wou stuur. Amen. So, Jesus sien vir Maria, en hy sien hierdie vrou, as 'n gesogte vrou, 'n vrou wat nog geen man geken het nie, sy was 'n maagd gewees, dan volle geskik vir die plan van die Here, van God, om sy seun deur te stuur, en hy sê van, luister Maria, jy gaan 'n seun baar, en die volgende sê vir Maria, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die volk, dan gee God sy plan. So Maria weet nou van die begin af, sy moenie haar hart op Jesus sit nie, want sy plan hier op die aarde is eenvoudig en dit is duidelik. Hy sal die volk van hulle sondes verlos, en die enigste manier hoe dit kon gebeur, is wanneer hy sterwe. Hy moet die sonde van die wêreld op hom vat, en hy moes deur hierdie pyn en lyding gaan waarvan Jesaja geprofeteer het, en hy moes, sterwe, maar hy moes dan ook op die 3de dag weer opstaan. So met ander woorde, wat Jesaja geprofeteer het, was presies wat gebeur het in die tyd toe Jesus kom. Hy neem die volk se sonde, hy vat dit na die kruishout, en hy naal dit saam, dit word saam met hom vasgenaal aan die kruise. Hy sterwe met dit, hy gaan af in die doderyke, en hy kry die sleutel van die dood, amen, en die lewe. Hy neem dit daar van die vyand af, hy staan op in die 3de dag, amen. Die is baie uniek. Die is baie uniek. Luister mooi. Hy sterwe, maar sy eie stem, dit staan nou nie in die skrif so nie, ek sê dit so, maak homself weer wakker. Want waar hy in 'n geleende graf lê, en waar daar 'n prophecy is, dat hy sou opstaan op die 3de dag, was dit net reg, dat hy in 'n diep slaap gegaan het. Sy liggaam het die pyn geken, maar nie is die pyn en die dood kon hom vashou in die graf nie. Want toe die 3de dag aanbreek, gebeur daar iets dat die Bybel verklaar hierdie ding. Hy staan op, amen. Toe die vroue na die graf kom, sien hulle die graf is weggeskuif. Maar luister hier, God in sy grootheid het die skuif van daai graf bewerkstellig. Daai steen, hy was weggerol, want die prophecy moes waar word. Halleluja. Mens kan dit nie beskryf nie. Mens sal dit nooit kan beskryf hoe daai dag was nie. Mense gaan Israel toe om in die graf van Jesus te staan. Dit is my begeerte self om dit te doen. Maar even al kom ek ook nie daar uit nie, is dit my rede om te glo. God in sy grootheid het alles in sy plek, in sy krag en in sy mag, het hy bewerkstellig dat dit moes gebeur soos wat dit gebeur het. Want geen mens kon die steen wegrol nie. Geen mens, al is hy 'n reus soos Goliat, sou nooit die steen kon wegrol het nie. Dit moes groter krag gewees het, magtiger intensie gewees het.
soos 'n God van ons. Hy is die lelie van die dale. Daar's niemand in sy gelyke nie. Amen. Jesus beslaan die dood en hy staan op. Amen. Amen. Nou is ons, daar's niemand nou meer nodig om die prys te betaal wat Jesus betaal het nie. Niemand is nou meer nodig om weer te sterwe, weer die bittere prys te betaal. Niemand is nodig om ooit weer gemartel te word, sodat hy 'n prys kon betaal vir mense nie, se sondes. Hy het nie nodig meer om daai tipe pryse te betaal nie, want Jesus het dit in ten volle, het hy dit betaal. So, hoekom bestaan daar so klomp dwaallerings? Nommer 1, die eenvoudige, of die eenvoudigste rede vir hierdie dwaalleer, hoekom ons mense hulle so gou oorgee, was 'n gewoonte wat in Israel was. Israel was gou gewees om hulle oor te gee aan fabels, aan afgodediens. Die Grieke, hulle selfs in die tyd van Jesus, hulle het nie geglo van Jesus wat alleen God moet wees nie. Hulle het geglo aan baie gode wat hulle moes aanbid. Dis waarom het vir hulle moeilik was om dit te aanvaar dat daar een persoon moes sterwe en hulle die persoon moes aanbid. Hulle het geglo aan die tasbaarheid. Dis waarom ons dit vandag nog kry. Mense glo aan die tasbare gode, hulle glo aan die sigbare gode, en dit is vir hulle gemakliker om aan so 'n persoon, met so 'n persoon te praat, terwyl hulle hom kan sien. Ons dien 'n onsigbare, onsigbare God, maar wie evident is in ons lewe, waar die lig van hom skyn. Amen. Halleluja. Die lig wat in ons skyn, het geen gemeenskap met die duisternis nie. Dis waarom, wanneer ons in plekke kom soos danse, en waar in pubs en al hierdie goed, dis nog vir hulle weer 'n verhouding met God staan. As jy die lig van Christus in jou het, dan jy kom in sulke plekke, sal jy geweldig ongemaklik voel, want jy voel by jouself, dis nie die plek waar 'n kind van God homself moet bevind. Amen. En daai stem wat dan met jou praat, is die Heilige Gees. Want onthou Jesus sê, toe hy saam met die disippels praat, luister, ek gaan weg, soos wat julle my gesien gaan, dan sal ek weer eendag terugkom, maar tussentyd stuur ek die trooster, wat julle sal hê, wie die Heilige Gees is. Amen. So al hierdie goed moes plaasvind. Nou om die vraag te beantwoord, hoekom is daar so baie dwaling en dwaalleraars? Amen. En dit is vervat in hierdie boek. Hierdie boek verduidelik vir ons die hele storie, en dis die woord van God. Hoekom daar so baie dwalings is. Amen. Ons mense, jy weet, wanneer hulle deur omstandighede gaan, of wanneer hulle, jy weet, wanneer het goed met hulle gaan, sal ek so sê, voel hulle dat hulle nie God nodig het nie. En selfs mense wat deur omstandighede gaan, veral wanneer mens, jy het finansiële, jy weet, probleme, en jy voel, jy wil, jy het God, jy weet, sy intervensie nodig, nou, in hierdie aarde, onthou die vyand is busy working, en as ons dit nog nie glo nie, moet ons begin wakker skrik. Hy is besig 24/7, is hy besig om te werk, om sy koninkryk te establish in die aarde. Hy is besig om mense om die bos te lê. Hy is besig om mense te manipuleer. Hy is besig om mense se sienswyses te verander. Amen. En gemaklik doen hy dit, want hoe gebruik hy ons omstandighede om hom daarin, jy weet, skerp te maak. Nou sê hy vir jou, hy stuur sommer hier 'n profet,
na jou toe en sê, luister, binne 3 dae, gaan dit met jou gebeur. Binne soveel dae, gaan dit vir jou plaasvind. Amen. Een ou, ek sien op YouTube, een groot prediker, en die vyand is slim, hy gebruik die ouens met name, met titles en al hierdie goed. Hierdie persoon sê, listen, if you want a blessing from God, I see what God is going to do for you. Amen. This is the channel that they're running. If you pay $10,000 into the ministry, then you will see God is going to multiply that by 10. So who is not going to jump for that opportunity? Because die eerste ding wat ons verstaan en ons hoor is dat God sê so. Terwyl Jeremia dit sê, ek het nog nooit mense gestuur wat nie uit van God afkom. So met ander woorde, Jeremia sê ook die volgende, hy sê, ek het vir hulle niks gesê nie, dis die Here wat hier praat. Ek het vir hulle niks gesê nie, tog praat hulle in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, tog beweeg hulle op my opdrag, op wat ek, op my naam. Maar hy het hulle nie gestuur nie. So ons moet versigtig wees met al hierdie stemme wat hier in die atmosfeer is, wat vir ons nodig is. My liewe dierbare, my tyd is uit. Ek is klaar oor my tyd, 5 minute oor my tyd. Amen. Ons kom weer terug en ons gaan weer verder praat oor die woord van die Here in sy grootheid en hoekom daar so baie dwaalleers is, hoekom is ons mense so vatbaar vir dit, en ons moet hierdie ding, gaan ons in hierdie jaar, gaan ons redelik met mense praat oor verskeie temas en ons gaan sekere goed adresseer. Dit is een van die goed wat in 2026 op hierdie blad, die Apostolic Voice, gaan plaasvind. Mense gaan hulle testimonies kom deel en ons gaan as gemeenskap gaan daarna luister en ja, ons gaan glo dat die Here, soos wat die Here vir sekere mense kon deurkom, kan die Here vir my wie selfs in situasies ook deurkom. Amen. To God be the glory. Great things he has done. Kom ons speel uit weer hierdie gesogte temalied. Be glorified. Amen. En dan kom ons weer op 'n latere tyd terug wanneer ons hierdie tema klaar maak.